Hulle noem hom die renosterfluisteraar weens sy slag met die sagmoedige diere. Justin Terblanche, oorspronklik van Patensie, is ook in die voorste linie van die oorlog teen renosterstropery. Ons het gaan wys word en gaan salueer. Van kleins af is hy in vervoering oor diere en dokter al wat 'n beseerde diertjie is, weer gesond. Deesdae is hy die getroue bewaarder van renosters, waarmee hy 'n seldsame en 'n besonderse band gevorm het. Maar dit was beslis geen maklike taak om hom vertroue te wen nie. Justin, groot voorreg om met jou te kan gesels. Groot geword, nie te ver van jou af nie, né? Ja, nee, ek het hierso in Patensie groot geword. Dit is 'n klein sitrusdorp net die ander kant die berge. Ja, kinderjare, hoe was dit? Ek was iemand wat lief was om altyd buite te speel. Inteendeel, ek het sonder 'n TV in die huis groot geword en vir my sien ek dit as 'n seëning, want dan was ek heeltyd buite gewees. So ek het my altyd besig gehou daar buite in die bos. Dit was net vir my die beste gewees. Dis ook waar die liefde vir diere vir jou ontstaan het, né? Sover as wat ek kan onthou, het ek alles van diere interessant gevind en vir my, veral as ek 'n beseerde dier mee teëgekom het, wou ek altyd hom gesond maak. Of wat ook al dit was. Of dit nou 'n klein bokkie was of 'n voeltjie was, wat ook al, ek wou hom net beter maak. Al het ek geweet hoe nie, het ek probeer uitvind hoe. Daai beskermingsdrang van jou, Justin, kom reeds van jongs af aan, want na skool wou jy polisieman word, maar dit het nie so lekker vir jou uitgewerk nie. Hier na skool se tyd het ek nie regtig geweet wat wil ek nou eintlik doen nie, want ek het gedink as jy met diere moet werk, dan moet jy 'n veearts word. En kyk, ek het nie die brein om 'n veearts te kan word nie. Toe het ek amper half prys gegee op daai idee, maar ek het nog steeds die liefde vir beskerming gehad. En so het ek gedink aan die polisie. En ek het aansoek gedoen en toe geskryf, maar ek kon nooit inkom nie. Maar sien ek nie, hierdie deure maak nie vir my oop nie. Dis toe ek nou 'n vriend van my ontmoet en hy praat toe van anti-poaching. En net daarso voel dit vir my, hier beweeg ons nou in 'n rigting wat ek nou van hou, want toe hoor ek nou van dierebeskerming. Het ek onmiddellik bedank en ek het my kursus gaan doen in Limpopo. Sy liefde vir diere en begeerte om te beskerm kom perfek by mekaar in sy roeping as dierebeskermer. Hy loop die nodige kursusse om homself as wildbewaarder te bemagtig en begin in 2014 as deel van 'n teenstropingseenheid werk. Hy vind sy tuiste in 2019 by Lombardini Wildsplaas, wat in daardie tyd reeds tientalle renosters aan stroopers verloor het. Toe ek hier begin werk het en ek sien vir die eerste keer renosters hier voor my, dit was vir my net so iets ongelooflik. En wat ons moes doen was maar, hoe kan ek sê, basiese sekuriteit-werk. Jy moes nou maar patrolleer en seker maak die diere is veilig en dat hulle nou nie gestroop word nie en dat hulle daarom alright is in die land. Maar vir my wou ek meer doen. Ek wil nie net as sekuriteit wees vir hulle nie, want daai liefde om na hulle te kyk, om na diere te kyk, het nog altyd binne my gebroei. En dit is toe ek nou besluit het dat, weet jy, ek gaan nou 'n kans vat en ek gaan kom bly so in die veld, dat ek meer tyd kan spandeer met hierdie diere. Ek wil gekyk het of ek naby hierdie diere kon kom, om hulle beter ook te kan veilig hou. Want kyk, toe ek hier begin werk het, om naby hulle te kom was maar baie moeilik geweest. Hulle het jou gejaag, of hulle het weggehardloop van jou. Het was altyd 'n 50-50. En dit is wat my gedryf het, om nou hierso by hierdie renosters te wees, dag en nag, deur somers, deur winters. Sy het fisies by hulle gaan bly vir hoe lank? So ek het 8 maande permanent by hulle gebly. Okay, niks is nou nog super netjies nie. So hier is die braai area. So ek het 'n tent opgeslaan, hier's 'n groot dam in die veld waar ek sommer nou, as ek nou moes gaan bad het of wat ook al, of water geskep het nou vir my skorrelgoedjies wat ek moes was, het ek dit daar gedoen. Hier was ek skorrelgoed. Hier onder ek vir my koeldrankie en my melk en goed te koud. En dan nou hierso is my kombuis. Ek het 'n klein gasstoofie gehad, maar ek het ook 'n hoe kan ek sê, hout gehad as ek nou moes 'n vuurtjie maak. Ek het wel vir my klomp bottels drinkwater gekoop, laat ek net daarom uitgesorteer is met my water en dan nou die rat packs vir kos. Alles is hierso en dan is dit nou so. Maar ek het fisies gebly in die omgewing van die renosters om dan nou so 'n verhouding met hulle te begin bou. Baie kere het ek nou net daar gesit, maar ander keer het ek probeer nader loop. Dan word ek nou weer lelik gejaag en hardloop ek nou maar weg, spring vinnig in 'n boom in of iets. Maar altesaam het dit my 1 jaar en 6 maande gevat om daai finale vertroue oor te wen. Wat het gebeur? Jy baie seer gekry van? So die een renoster, maar ek het nie my hand of enigiets voor my gehad nie. En toe Dene net opbeweeg,
en die horing so gekap en toe slaan hy my eintlik in my gesig. Slaan my agtertand uit. En soos die tyd nou aangeloop het ek ook 'n paar stampe weg waar die een my op my borskas getref het. Ek het 'n bulletproof vest gedra. Tref sy my, wind is uit, ek lê daar op die grond. Ek dink wat het nou net gebeur? Dit voel soos 'n geweerskoot. Ja, maar hierdie goed het my nie afgeskrik nie. Tot ek eintlik so naby kon kom dat ek kon net so aan die horing raak vir soos 2 sekondes en dan het ek terug beweeg. En daar het ek gesien, ook nie hier begin ons nou eintlik iewers kom. Dit was vir my goed genoeg. Kyk, ek is nie daar wat ek wil hulle op die lywe raak. Hulle laat my nog steeds tot vandag dit glad nie toe nie. Want hierdie is wille renosters. So ek het dit altyd gerespekteer. Ek wil hulle nie vryf nie, want hulle is nie troeteldiere nie. Justin en sy span se strategie om die renosters veilig te hou is om te alle tye 'n wakende oog op hulle te hê. Alles dit oor 'n afstand. Deesdae Justin dinge baie anders. Agtervolg jy, hoe werk loop jy voor hulle? Jy lei hulle van een punt na die ander? Ja. So net toe daai bond nou gebou is en hulle verstaan nou wat ek is vir hulle, sal ek nou maar sê, het hulle begin om saam met my te loop. En dit het my nou ook gehelp om hulle nou veilig te hou, want ek werk met kampe met hulle. So as ek hulle op 'n nuwe loopspasie moet kry, dan roep ek hulle, gooi 'n sak kos oor die skouer en dan waar hulle nou moet wees, sal ek hulle kos neersit en dan maak ek net weer alles toe. En dis ja, daai is vir my net ongelooflik. Ek meen, ek kan nie glo hulle doen dit nie. En Justin, hierdie beskerming was nodig want hier was 'n probleem met renosterstropery. Want ons het omtrent hier by 14 renosters in ons geskiedenis verloor weens stropery. En dit was hartverskeurende geweest. Susan Lottering is die eienaar van Lombardini Wildsplaas en het die Kuga Rhino Sanctuary gestig nadat hulle in 2018 geweldig swaar onder stropers deurgeloop het. Susan, hoe lank het julle nou al hierdie wildsplaas en die renosters? So 18 jaar terug het ons die plaas gekoop met die renosters op. In daai tyd het ons 19 renosters gehad, waarvan ons nou 5 oor het. Dit moes 'n verskriklike storie gewees het destyds met die stropery, né? Ja, nee, dit was, jy weet, mense dink altyd dit gebeur met ander mense, dit gaan nie met jou gebeur nie. Maar dan kom jy daar en jy sien die realiteit van hierdie klein renostertjie wat doodgeskiet is en die ma wat onthoring is en dood is. So dit is nogal baie traumaties. Want jy moes iets spesifiek daaromtrent doen en toe stig jy die Kuga Rhino Sanctuary. Yes. En toe vat Justin 'n stapie verder, Susan, toe besluit hy luister, hy gaan nou vir hoeveel maande fisies daar saam met die renosters. Wat was julle aanvanklike idee? Julle dink, my magte, dis wat hy gaan doen. Ek het gedog, ja, right. Jy gaan hierdie renosters maak. Maar hy het ons baie gou verkeerd bewys. Paar keer in die lug gegooi, dan dink ek, hy moet net nie doodgemaak word nie, want dan sit op my. Jy weet, so, maar die ekstreem waartoe hy gegaan het, dit was weer eens net 'n bewys van sy liefde vir hulle. Ek dink wat Justin doen is ongelooflik en ek sien hier kom so baie keer mammas met hulle kinders wat projekte moet doen, dan vra hulle kan hulle asseblief saam met Justin gaan. Hulle wil 'n projek oor hom doen en oor die renosters. So sy impak is nie net op ons generasie, die ouer generasie nie, maar dis ook die kleintjies wat deurkom en dit is tog hulle wat ons moet leer hiervan. Genadelik sê dat nog weer geen renosterstropery daarna. Glad nie. Nee, hy ek dink hy sal hulle met sy lewe oppas. Sedertdien het Justin vinnig naam gemaak as die Rhino Whisperer van die Kuga. Hy het tans 'n boek op die rakke en daar is ook 'n dokumentêr oor sy besonderse band met renosters aangepak. Jou hoop vir renosters in ons land, wat is dit? My hoop vir renosters is dat ons eendag op 'n punt kan kom waar ek my wapen kan neerlê, dat jy basies die hekke kan oopmaak en jy kan hulle weer in vryheid sit. Hier by ons sal ek graag my familie van renosters wil meer maak en kan aanteel en vermeerder soos hoe hulle veronderstel is om te leef in vryheid. Wat is die ene wat jy by renosters geleer het van hulle gedrag, maar ook, ek dink van jouself ook? Ons as mensdom verstaan hulle eintlik baie min. Want ek was net soos enige ander mens. Ons dink hierdie wille onbeskofte dier. Ja, hulle kan aggressief wees, verseker. Maar hulle het groot respek teenoor ander diere buite om hulle. Soos byvoorbeeld die bokkies wat verby hulle loop, hulle maak hulle niks nie. Of die zebras, hulle leef in harmonie onder mekaar. Hulle kan onthou, hulle kan vriende maak met mekaar. Hulle is so sag geaard, hierdie groot dier met 'n klein hartjie. Hulle kan skrik vir enige ding
maar in dieselfde asem kan hulle bakkie omgooi. Gebed en geduld het my gedra tot waar ek nou is, want toe ek daarin gegaan het by die renosters, ek was nie verseker dat ek lewendig weer gaan uitkom nie. As ek so na jou luister, het 'n impak op jou geloof ook gehad, né? 'n Groot impak. Nee, kyk, elke keer as ek daarso sit by daai diere, dan voel ek sit in die tuin van Eden. Hoe God eintlik hierdie vir ons bedoel het. Justin beskryf sy band met die renosters as 'n stukkie destydse Eden wat hy teruggekry het. 'n Stukkie hemelse harmonie wat mens en dier bevoordeel.